derde Sondag van Advent. En dit beteken dus dat daar's nog eintlik net 1 week of 1 Sondag oor voor Kersfees. Want daar is 4 Advent Sondae. Advent beteken afwagting op 'n groot gebeurtenis. In hierdie geval Kersfees, die herdenking van die geboorte van Jesus Christus. Die laaste hoofstuk van die Ou Testament wat vir ons 'n wonderlike voorspelling oorgang gee na die Nuwe Testament, is baie duidelik dat daar iets gaan gebeur, dat daar iemand gaan kom. Ek lees vanaf hoofstuk 3, vanaf vers 13 tot 4, die einde van die hoofstuk. Dit is Maleagi, laaste boek in die Ou Testament. Maleagi 3, vers 13. Die son van redding sal skyn. Julle het vermetele dinge oor my kwyt geraak, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons teen u gesê? Julle het gesê, dit is nutteloos om God te dien. Watter nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer het en in rouklere rondgeloop het, voor hom die Here die Almagtige? Dit lyk vir ons of die wat teen hom in opstand is, die gelukkiges is, of die wat verkeerd doen, vooruitgaan. Hulle daag God uit en kom vry. Toe die manne wat eerbied vir God het onder mekaar geredeneer en die Here het dit gehoor en daarop aggeslaan. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. Hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees, die dag as ek ingryp, sê die Here die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen die wie goed doen en wie goddeloos is, tussen die wat my dien en wie my nie dien nie. Hoofstuk 4. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees, en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel of nie 'n tak oorbly nie, maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers. Julle sal die goddelooses vertrap, dat hulle so stof onder julle voete word, die dag as ek ingryp, sê die Almagtige. Vers 4. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur. Onthou die wet van my dienaar Moses, die voorskrifte en bepalings, wat ek aan hom by Horeb gegee het vir die hele Israel. Ek gaan vir julle 'n profeet Elia stuur, voordat die dag van die Here kom, die groot verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef kom en die land heeltemal vernietig nie. Hierdie Elia, weet ons goed, dat Elia lank gelede geleef het, maar dat hierdie Elia is Jesus Christus. Elia beteken my God. Ek lees weer die laaste 2 verse van Maleagi hoofstuk 4, die laaste 2 verse in die Ou Testament. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur, voordat die dag van die Here kom, die groot, verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie. Mag dit vir elkeen van julle waar wees, dat julle nie sal vrees nie, maar bovenal dat, soos in ons lees in hoofstuk 3, vers 16, dat ons name
in die boek van die lewe geskryf is, die wat eerbied vir God het, en waarde heg aan sy naam. En onthou die waarskuwing, as jou naam nie daar is nie, en jy het nie eerbied vir sy naam nie, dat die Here dit 'n groot en 'n verskriklike dag noem. Hierdie gedeelte dan, Malagi hoofstuk 3, tot by die einde van hoofstuk 4, die laaste hoofstuk en 'n half van die Ou Testament, in die 83 vertaling.